Goeiemôre en baie welkom by ons erediens vanoggend. Ek glo dat dit goed gaan met jou en dat die einde van die jaar jou goed hanteer. Dit kan nogals oorweldigend raak, alles wat mens nog probeer gedoen kry voordat die tyd uithardloop, mag die Here vir jou vrede gee in hierdie tyd en mag jy sy teenwoordigheid ervaar te midde van die chaos en die rondhardloop. Ons begin vanoggend met 'n gedeelte wat vir ons nou al bekend is in die laaste paar maande, hier uit Johannes 1 uit. In die begin was die woord en die woord was by God. En die woord was God, en hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe, die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid soos die, van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Geliefdes in die Here, ek groet julle vanoggend in die naam van die Here, die naam bo elke naam, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing dan 'n loflied saam om die Here te erken as die Here van ons lewens. Vir die wie nie geweet het nie, ons kerklike kalender werk anders as die wêreldsin. Gewoonlik sal 'n jaar met Januarie begin, maar in die kerk begin die kalender met die tyd wat aanbreek in Desember, Advent. Die eerste Sondag van Desember, in hierdie geval 30 November, vandag is die begin van die kerklike jaar. Ons is so opgewonde want ons het hierdie mooi nuwe kalenders vir julle vir die kerk. Baie dankie aan almal wat ook aan ons fotokompetisie deelgeneem het en hulle inskrywings geplaas het. Julle kan dan nou ook julle kalender by die kerk kom afneem en kom kyk wat ons alles in 2026 gaan doen. En ons vra ook vir die Here om ons te seën in hierdie nuwe kerklike jaar. Maar so vandag met Advent se eerste Sondag begin die nuwe kerkjaar en ons wil hierdie tyd gebruik met die opbou tot Kersfees om te vier dat Jesus gekom het, dat hy mens geword het, vlees geword het, onder ons kom woon het en uiteindelik ons kom verlos het. Ek wonder partykeer of ons besef wat dit beteken, dat ons hierdie nie ligtelik kan opneem nie.
God wat mens geword het en onder ons kom woon het. Hier in Johannes praat hy van die woord het mens geword. En in Johannes 1 is dit duidelik, vers 1 alreeds, die woord was God. En dan vers 3, alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan, ontstaan nie. Jesus is God self, volwaardelik, hy het mens geword. Hy het vlees geword en onder ons kom woon, soos ons in vers 14 saam lees. En hier word God se menslikheid beklemtoon, maar ook Jesus se goddelikheid en sy godheid beklemtoon. Hy, deur wie alles tot stand gekom het, hy wie God self was, hy is die een wat mens geword het. Hy is waarlik ook God. 'n ander gedeelte in die Bybel wat dit vir ons baie mooi verduidelik is Jesaja 9. Jesaja 9 vers 5 sê dit baie kragtig, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Hierdie vorm ons tema vir Advent dan vir die jaar. Hierdie nuwe jaar wat aanbreek, daarmee vier ons die naam bo elke naam, Jesus Christus. En ons hoor hier wie hy alles vir ons kan beteken. Hy is wonderbare raadgewer, hy is magtige God, hy is ewig en hy is vredevors. Jesus is ons magtige God, hy is die ewige Vader, hy is almagtig en ewig en hy is heilig. In die Nuwe Testament is daar geskrywe teen die agtergrond van 'n sterk monoteïstiese beeld van God. Met ander woorde, daar is net een God en dit is Jahwe. En die idee dat enige iemand anders dan as God beskryf sou word, sou teen hierdie agtergrond as godslasterend beskou word. Ons hoor baie hieroor in die evangelies waar Jesus baie kere deur die fariseërs van godslastering beskuldig word. Die Nuwe Testamentiese geleerde Raymond Brown argumenteer tog dat daar 3 duidelike gevalle in die Nuwe Testament is waar daar na Jesus as God verwys word. En dit is 'n baie belangrike implikasie vir ons geloof. Die eerste geval is in die proloog wat ons reeds gehoor het in die 4de evangelie, Johannes 1 vers 1, die woord was God. Die tweede geval is die belydenis van Thomas, nadat Jesus aan sy disippels verskyn het, na sy opstanding in Johannes 20 vers 28, waar ons hoor, en Thomas sê vir hom, my Here en my God. In die derde geval is die inleiding van die brief Hebreërs, waar 'n psalm aangehaal word om na Jesus as God te verwys. Hebreërs 1 vers 8, maar van die Seun sê hy, u troon, o God, staan vir ewig vas. Met u koninklike scepter laat u reg geskied. Met dit in gedagte dat Nuwe Testament skrywers huiwerig sou gewees het om sommer maar net na iemand as God te verwys. Met die sterk monoteïstiese agtergrond is hierdie 3 verwysings na Jesus as God merkwaardig en belangrik vir ons in ons eie verstaan van wie Jesus werklik is. Daar is ook ander Nuwe Testamentiese tekste wat na Jesus as God verwys, maar hierdie 3 staan uit as duidelike voorbeelde en word in die Nuwe Testamentiese wetenskap as die tekste gesien wat Jesus se identiteit as God duidelik verklaar en beklemtoon. So sonder enige huiwering kan ons sê Jesus is God. Hy is nie net soos God nie. Hy kan nie net doen wat God kan doen nie. Hy is God self. Deur al die jare was daar verskeie teologiese argumente oor die implikasie daarvan as Jesus as God verklaar word. Die opsomming daarvan is dat God, Jesus, God self, al die lof en aanbidding en ere verdien wat hom toekom. 'n eenvoudige argument hiervoor is, as jy glo dat slegs God kan red,
dan weet jy, Jesus red. So Jesus is God. Aanbid hom as God. Aanbid vir Jesus Christus as God en Here. En dan is daar 3 eienskappe wat ons aan God kan toeken. Ek het lank terug, seker 5 jaar terug, 'n reeks met die Jeep gedoen, met die kinders gedoen, waarin ek die 3 eienskappe van God beklemtoon het. Heilig, ewig en almagtig. Dit is belangrik dat ons hierdie 3 eienskappe van God sal verstaan. Wat beteken dit as ons sê, God, Jesus is heilig? Dat Jesus heilig is, beteken dat hy volkome rein is, afgesonder van sonde en moreel regverdig is. Hierdie heiligheid word gedemonstreer deur sy sondelose lewe, sy volmaakte natuur, wat God se gebooie weerspieël, en uiteindelik sy opoffering vir die mensdom. Sy heiligheid impliseer oor sy goddelike natuur en status as die een wat ander heilig maak deur sy verlossingswerk. In sy boek Mere Christianity sê C.S. Lewis, die bekende teoloog, ek probeer hier verhoed dat enige iemand die werklik dwaase ding sê, wat mense dikwels oor Jesus sê. Ek is gereed om Jesus as 'n groot morele leermeester te aanvaar, maar ek aanvaar nie sy aanspraak om God te wees nie. Dit is die een ding wat ons nie moet sê nie, sê Lewis. 'n Man wat bloot 'n man was en die soortgelyke dinge gesê het wat Jesus gesê het, sou nie 'n groot morele leermeester wees nie. Hy sou of 'n kranksinnige wees, op dieselfde vlak as die man wat sê hy is 'n gepocheerde eier, of hy sou die duiwel van die hel wees. Jy moet jou keuse maak. Of hierdie man was en is die seun van God, of 'n mal mens, of iets ergers. Jy kan hom vir 'n dwaas opneem. Jy kan op hom spoeg of hom doodmaak. Jy kan voor sy voete val en hom Here en God noem. Maar laat ons nie met enige neerbuigende onsin kom oor dat hy 'n groot menslike leermeester was nie. Hy het dit nie vir ons oopgelaat nie. Hy het nie bedoel om dit te doen nie. Dit is wat C.S. Lewis vir ons sê. Ek herhaal net weer sy 2 sinne. Jy moet jou keuse maak, of hierdie man was en is die seun van God, of 'n mal mens, of iets ergers. Jy kan hom vir 'n dwaas opneem. Jy kan op hom spoeg en hom doodmaak, of jy kan voor sy voete val en hom Here en God noem. So maak jou keuse. Die Here Jesus, wat volledig God en volledig mens is verdienstelik heilig vanweë sy goddelike natuur. Hy is sondeloos, onberispelik rein en ondubbelsinnig regverdig. Selfs Pontius Pilatus, die politikus, wat geweier het om teen die wêreld se eerste en enigste werklik onskuldige man op te tree, het Jesus 3 keer sonder fout verklaar. Jesus Christus is die enigste een wat waardig is om homself vir ons sonde op te offer. En sy offer was soos die van 'n vlekkelose lam of 'n lam sonder gebrek. Wat beteken dit dan as ons sê God is ewig? Dat Jesus ewig is, beteken dat hy ewig bestaan, sonder begin of einde, onveranderlik in sy natuur en ewige lewe bied hy aan diegene wat in hom glo. Hierdie konsep is gewortel in die Christelike geloof in die drie-eenheid, waar Jesus as mede-ewig saam met God die Vader beskou word, saam met die Heilige Gees beskou word. Hy word beskryf as dieselfde gister, vandag en môre vir ewig. Hy word ook beskryf as die ewige Vader in Jesaja 9 vers 6, soos ons reeds gehoor het, 'n titel wat sy ewige en onveranderlike natuur as God aandui. En dan laastens, wat beteken dit as ons aan God, Jesus Christus, die eienskap almagtig toeken?
Dat Jesus almagtig is, beteken dat hy absolute gesag en mag oor die skepping het. En niks kan hom keer om sy doeleindes te bereik nie. Hierdie konsep, ook bekend as almag, dui daarop dat Jesus die opperwese is, wat doen wat ook al hy wil, en die heerser van alles is, insluitende die hemel, die aarde, tyd en ruimte en materie. In Christelike teologie word dit verstaan as Jesus wat volledig God is, deel van die drie-eenheid, 'n enkele wese in drie gelyke persone, Vader, Seun en Heilige Gees, die almagtige God. Wat almagtig oor Jesus impliseer, hy besit alle mag en is almagtig. Hy is die magtigste wese wat bestaan. Niks kan hom keer om te bereik wat hy voorgeneem het om te doen nie. Hy is die Here en heerser oor alle dinge. Hy is die Alfa en die Omega. Hy het geen begin en geen einde nie en sal vir ewig regeer. En sy gesag oor alle mense sal vir ewig staan. Ons het nou gehoor oor die eienskappe van Jesus. En een van die eienskappe wat uitstaan is dat hy ewige Vader is, soos ons in Jesaja lees. Kom ons staan dan vir 'n oomblik stil by hierdie teksgedeelte en wat dit vir ons in hierdie adventtyd kan leer. Kom ons staan dan vandag by die teksgedeelte stil wat Jesus as die ewige Vader, die wonderbare raadsman, die vredevors verklaar. Ons kyk na Jesaja 9. Ons lees saam vanaf Jesaja 8 vers 23, omdat dit 'n eenheid met die eerste deel van hoofstuk 9 vorm. Ek lees vir ons: 'n seun is gebore. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sibalon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak. Hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly. Soos mense bly in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, en hy sal heers, en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit, en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig, en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. In Chris van Wyk se toewyding oor Jesaja 9 skryf hy dat hierdie gedeelte gesien kan word as lig aan die einde van die tonnel. Wat lees ek en jy hier? Dit staan eintlik in sterk kontras met die oordeelsboodskap wat in die res van die hoofstukke aangekondig word. Die res van Jesaja 9 vorm deel van 'n oordeelsboodskap teen Assiriër in Jesaja 10, waarna weer uitkoms vir 'n oorblyfsel van die volk wat aangekondig word, aan die einde van die hoofstuk verkondig word. Maar hier, in hoofstuk 8 vers 23 tot 9 vers 6, Jesaja kom gee hier 'n prentjie van 'n uitkoms, van die toekoms waarna die volk kan uitsien. Dit sal groot verligting bring vir die duisternis waar binne hulle self bevind. Die pad na die see van Galilea, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene, wat so in donker gedompel is, hulle sal die lig begin sien. En die lig is in die vorm van iemand,
Iemand wat gestuur word, 'n seun wat gegee word om die lig vir die wêreld te wees. Met verwysing na die verlossing wat God deur Gideon vir die volk gegee het in sy oorlog teen Midian in Rigter 6, word voorspel dat die volk weer versamel sal word en hulle in God se teenwoordigheid sal verbly. En dan word die uitkoms spesifiek uitgespel en verbind aan 'n seun wat gebore sal word, waarvan die titel sy uitstaande kenmerke uitspel, wat goddelik van aard sal wees. Wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Hy sal die Dawids ryk herstel, maar anders as Dawid wat bekend was vir sy militêre optrede, sal hy vrede en voorspoed bring, en dit vir altyd. Jesus se vestiging in die dorp Kapernaum, juis in die gebied, was vir die evangelieskrywers 'n duidelike vervulling van die eerste deel van die profesie wat ons hier saam gelees het. Jesus is dus die lig waarna Jesaja in die profesie uitgesien het. En die koninkryk wat Jesus kom vestig het, is die vervulling van die tweede deel van die profesie oor die Dawids ryk. Wat hoor ons hier in Jesaja 9? Jesus is die lig. Hy is die een wat kom lewe gee het. Hy is die een wat vlees geword het. Hy is die seun wat vir die wêreld gegee is. Jesus is Here. Hy is God. Hy is gestuur om ons te kom verlos. Ons onthou veral ook dan in hierdie Kerstyd dat hy volwaardig God is. Hy is heilig, hy is ewig en hy is almagtig. En dat hy wat mens geword het, dat die menswording niks aan sy goddelikheid weggeneem het nie. Inteendeel, dit het hom bloot die volmaakte offer gemaak, die lam van God gemaak, en net hy kon hierdie offer vir die wêreld wees. Net hy kon die lig wees wat moes kom om te skyn. Al wat vir my en jou oorbly vandag, al wat ek en jy moet doen, is om hom te erken as waarlik God, om hom te eer, om hom te aanbid in ons eie lewens. Jesus is Here. Kom ons loof en prys die naam bo elke naam. Amen. Here God, wat 'n voorreg om U te kan aanroep as die Here. Here, U is Here. U is die Here van my lewe en Here, U wil Here in ons elkeen se lewens wees. Ons is saam met die profeseë van ouds dankbaar vir die vervulling van die belofte, van die woord, dat U mens geword het, dat U ons kon verlos het. U die vlekkelose lam, U wat heilig, ewig en almagtig is. U is ons Here, ons verlosser. Ons eer U in hierdie Kerstyd. Ons is bewus van U, Here, en wie U is. Dankie vir U opoffering. Dankie vir U lewe. Ons is so lief vir U, Here. Amen. Gaan kyk gerus na ons afkondigings. Die adventtyd het dan ook aangebreek, so jy sal elke dag jou toewyding ontvang, wat beteken vir die volgende dae tot en met Kersfees, vier ons die naam bo elke naam, Jesus Christus. En ons kyk na die verskillende betekenisse van Jesus se naam. Ons het dan vandag ook in die gemeente, 30 November, het ons die eerste adventkers aangesteek, die blou kers, en ons gaan elke Sondag tot en met Kersfees opbou, tot Kersfees, waar ons Jesus Christus vier, en sy menswording sal vier. Daar is nie ook baie ander geleenthede oor vir die jaar nie, ons het nog 'n jumble sale, 6 Desember, maar verder kan julle die kalender vir die nuwe jaar ontvang, en julle kan slank opgewonde raak. Ons sê ook baie dankie aan almal wat deel van ons Kerssangdiens was, en saam met ons kon kuier het. Geluk as jy in die maand van Desember verjaar, mag die Here jou seën, en mag hy by jou wees. En ons dink ook veral aan ons siekes op ons dorkaslys, ook in hierdie Kerstyd, mag die Here vir julle baie naby wees. En dan sing ons 'n laaste lied saam.
'n lied waarin ons onthou wie Jesus is. Hy is die leeu van Juda, hy is vir ewig en vir altyd en hy is jou Here. Kom ons sing saam. Sterke leeu van Juda, Jesus, die vlekkelose lam, Jesus, oorwinnaar oor die dood, Jesus, U is oneindig groot, want U is vir ewig, altyd en ek weet dis ook vir my word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe hierdie passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Sterke leeu van Juda, Jesus, die vlekkelose lam, Jesus, oorwinnaar oor die dood, Jesus, U is oneindig groot, want U is vir ewig, U is vir altyd, vir my, word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe hierdie passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U, want U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my, word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe hierdie passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Gaan leef dan nou vandag in die heerskappy van die Here. Weet dat Jesus jou Heer en jou God is, nou en vir altyd. Ek seën julle met die laaste woorde van Jesus uit die Matteus Evangelie uit. Sy opdrag aan die disippels, waarin hy ook sy heerskappy verklaar het. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Amen.